Goeiemôre almal. Baie welkom by ons erediens vandag. En ek is baie bly om so baie gesiggies te sien want ek weet baie van julle het gister baie hard gewerk. So ek weet julle is hierso om vandag 'n bietjie energie en krag te kry vir die res van die week. Kom ons staan en dan sing ons die eerste liedjie. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Ons loof aan die Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaar het, vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig vir die wêreld te wees. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Ja, sy, baie welkom. Dit was sommer lekker om die Here te loof en prys op hierdie Sondag. Lekker somersondagoggend, nee. Nou ja, voor ons die diens begin, wil ons net gou 'n paar afkondigingetjies doen, sodat ons weet wat se lekker dinge gebeur die res van hierdie week. En eerste op ons lys is ons Bybelstudie Woensdaagoggende. En hulle is nog steeds besig om die boek Timoteus uitmekaar uit te trek. So Woensdaagoggende is dit 10:00 daar by 59 Seidenstraat. En Ludwig van Wyk is besig om vir ons deur die boek Timoteus te vat. So kom join ons as jy voel jy het 'n koffiebreek nodig van die werk. Kom kry gou 'n pitstop daar by ons vir 'n bietjie woord. Dan die volgende is ons het nog steeds ons Boereworsfonds insamelings en die volgende een is weer hierdie Saterdag, soos julle weet, ons voel al soos 'n boerewors, maar dis alright, ons gaan aan. So hierdie Saterdag is dit by die warehouse, het ons weer 'n boerewors verkope, en die wat Saterdag betrokke was by die Oriwa fees sal weet hoe lekker het ons gewerk, en hoe lekker gees is dit. Dit is net so lekker, jy weet, om daar bietjie met die publiek te praat, en daar te wees in die kerk te verteenwoordig, en fondse in te samel vir ons kerk. So as jy wil deel wees, steek jou hand op, kom praat met my, en ja, dan maak ek jou deel van Saterdagoggend. Dis daarom nie lank nie, die tyd gaan so vinnig verby. Maar as jy wil deel wees, kom sê vir my. Dan wil ek vir julle vertel van die Oriwa fees. Dit was fenomenaal. Ek kan nie 'n groter woord dink as dit nie. Fenomenaal gewees. Ons het soetgoed stalletjie gehad, ons het 'n boereworsstalletjie gehad, en ons het 'n stalletjie gehad die aand voor die show. Ons het 420 boereworse verkoop. As ons dit uitwerk vir die wat van statistieke hou, 1.75 boereworse per minuut wat daardeur gegaan het. Dis nou wat ons 'n worsmasjien noem. Daai mense het gewerk. Ek sê vir julle, hulle het gewerk, hulle het gebraai, hulle het sous gestep, ons het geklets, ons het gekuier, ons het gelag. Ek weet nie of ons later gegiggel van moegheid nie, maar dit was baie lekker. Dit was 'n absolute seëning geweest.
En ek wil vir elke ene wat sy hand opgesteek het en gister daar was en gewerk het om hierdie fees 'n sukses te maak, sê baie dankie, want sonder julle hulp sal ons dit nie kon gedoen het nie. En dan wil ons ook net sê dankie vir die Here, dankie vir die blessings wat hy op ons kerk uitstort. Julle, ons het nog wors gaan koop, ons het nog band gaan koop, ons het al die bands in die dorp uitgekoop. Ons het niks meer gehad nie, maar dit was 'n absolute seëning geweest en daarvoor sê ons baie dankie. Dan kom ons by die helpende, die gebedsversoeke. Kom ons gaan net gou 'n bietjie deur ons lief en leed en dat ons weet vir wie moet ons bid en vir wie moet ons instaan in 'n tyd van moeilikheid. Partykeer is dit moeilik om op jou eie knie te gaan. Jy's net nie krag en energie nie. So ons bid vandag vir op ons lys is Liam Olivier. Hy is gediagnoseer met 'n Krabbe disease hy's maar 'n klein, hy's 'n paar maande oud en ons bid vir hom en ons bid vir sy gesin. Ons bid ook vir Malinke Visser wat ons laasweek gesê het. Sy het hierdie week toetse teruggekry. Haar toestand het so vinnig agteruit gegaan. In 'n week is sy nou in 'n rolstoel dat sy nie meer kan loop nie. Sy gaan chemoterapie kry 6 dae 'n week vir die kanker wat sy het. En dit is maar moeilik. Dit is 'n aktiewe kind wat skielik nou sit en niks doen nie. En ek kan net dink hoe moeilik is dit vir daai gesin. So hou vir Malinke in julle gedagtes. En dan bid ons maar nog steeds vir die Rubens en die Van Jaarsveld familie, vir ouma wat siek is. Sy is nou terug in die hospitaal en hulle het haar morfine gestop. So sy is maar baie swak. So ons bid ook maar net vir hulle vir versterking deur hierdie moeilike tyd. Maar ook saam met dit is daar dankbaarheid. Ons is dankbaar want ons weet die Here luister en ons weet die Here gryp in as dit in sy pad is, in sy woord, in sy wil is, gryp hy in. So ons is dankbaar. Doreen Pretorius is ingewees vir sy sou 'n 4 dubbele hartomleiding gehad het. Dit het opgeëindig na net 'n 2-ene. Sy is by die huis, sy stap al klaar rond. Binne 'n week is sy reg. Sy's reg. Sy is reg en sy het vir ons 'n boodskap gestuur en gesê asseblief sê net vir elke ene wat vir haar gebid het baie dankie want dit het haar deur hierdie ding gedra. So baie dankie van Doreen se kant af. Wimpie van der Merwe is nog steeds in Suid-Afrika. Nog steeds op die grens Kongo, dankie. Nog steeds by die Kongo, maar hulle weet nog steeds nie wanneer gaan hy terugkom Suid-Afrika nie. So ons bid maar net vir daar vir versterking. En dan vir Nikki Buys het ook 'n skoueroperasie gehad. Sy is ook by die huis, sy sterk goed aan. Het maar nog 'n bietjie pyn, maar dit het goed afgeloop. Die operasie het goed afgeloop. So ons sê net vir die Here dankie vir al die blessings. Dankie dat hy luister na ons gebede. Dankie dat hy intree en dankie dat hy ons op ons knieë bring sodat ons kan instaan vir ons mede-familie Christene. Goed, en dan gaan ek vir Jan oorgee. Ons sê goeiemôre julle almal. Ek wil net vir julle verduidelik van die belydende lidmate. Soos julle weet is ons besig met stappe om hierdie kerk te stig. So daar's 'n paar stappe wat ons moet volg en ons wil dit op die regte manier doen. So en daarom wil ons julle vra dat julle asseblief daar's lidmaatskapvorms, belydende lidmaatskapvorms daar by die deur. As jy asseblief vir julle 'n vormpie kan kry en vul julle dit in. Ons het julle inligting nodig want die rede daarvoor is oor 'n paar weke wil ons 'n gemeenteraad verkies. Nou hoe dit werk is net belydende lidmate kan deel wees van daai verkiesing. So as jy jou stem wil laat lig, as jy wil sê wie wil jy hê in die verkiesing, as jy saamstem of nie saamstem nie, dan moet ons daai vormpie by jou kry. So ek verduidelik dit vandag in baie eenvoudige terme, laat almal kan verstaan. So neem asseblief daai vormpie net na kerk, net na die diens voor die uitstap na tee toe. Gaan vul hom, as jy kan, vul hom sommer hier in. As jy hom by die huis wil invul, vul hom by die huis in en bring hom vir ons terug. En dan word jy deel van 'n baie lekker nuwe gemeente in Hibiscus Coast. En so het tyd geword vir ons offergawes.
Môre almal. Net weer terug op die kollekte en die fondsinsamelingspogings wat ons het. Ek dink een van die dinge wat ons die meeste gewen het gister is die verhoudings en die bande, waar ons skouer teen skouer kan om 'n braaivleisvuur staan en saamwerk om hierdie kerk verder te groei in die finansiële kant. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ek wil sommer net vanoggend sê baie, baie dankie. Dankie vir al die seëninge. Dankie vir al die goed wat so mooi in plek val. Ons weet hierdie goed is nie net van niks af nie, maar dit kom van U af. Dankie dat ons hierdie insamelings het. Dankie vir die kollekte. En Here, ons dra dit op aan U en ons sit dit by U voete neer, want ons wil U kerk uitbrei daarmee. Amen. Also, baie dankie Jacques. Ek wil vir ons 'n stukkie lees uit Lukas 11 van vers 9 tot 11 of tot 13. Wat sê, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang en elkeen wat soek, kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is of sondig is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet in die naam bo alle name, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en weet, die Here Jesus is tussen ons vanoggend. Amen. Kom ons staan, ons sing ons lekker saam. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik U naam, soos ons nou voor U staan. Is verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Loof hom, loof die koning in die Heer. Loof hom, breng al hom die lof en eer. Heer, ons bring U die eer, U is ons koning en Heer. Want verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Eer aan die koning van die konings, eer aan die koning van die konings. Jesus is sy naam, Jesus is sy naam, hy leef en heers in ewigheid. Halleluja, 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 hy leef en heers in ewigheid. Eer aan die koning van die konings, eer aan die koning van die konings. Jesus is sy naam, Jesus is sy naam, hy leef en heers in ewigheid. Halleluja, 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 hy leef en heers in ewigheid. Hy is die koning van die konings,
met al die engele sal ons U lowe. Ons sal wees met U tot in ewigheid. Lof Koning Jesus, lof Holy Maria, vrede Vors, sterke God, linkmore ster. Saam met al die engele sal ons U lowe. Ons sal wees met U tot in ewigheid. Ons sal wees met U tot in ewigheid. Jesus, be the center, be my source, be my life, Jesus. Jesus, be the center, be my hope, be my song, Jesus. Be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus, Jesus. Jesus, be my vision, be my path, be my guide, Jesus. Be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus, Jesus. Be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus, Jesus. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, baie dankie vir die groot voorreg, almagtige God, dat ons vandag kan kerk toe kom, Here, om 'n boodskap te kan kom kry van U af, Here Jesus Christus. Here, ek nooi die Vader, die Seun en die Heilige Gees binne al hierdie vertrekke in, Here. Die vertrek waar die groot mense gaan wees en ook al die vertrekke van die kindertjies vanoggend, Here. Want U Heilige Gees is alomteenwoordig. Dankie daarvoor, almagtige Vader. Here, ons is opgewonde om te hoor wat U vir ons vanoggend wil sê, Here Jesus. Dankie vir 'n mooi oggend vanoggend, Here. Dankie vir die genade van gesondheid, Here. Here, ek wil almal oprig op die gebedslys vanoggend na U toe, Here Jesus. Ek wil hulle almal oplig na U toe, almagtige Vader. Here, ons glo ten volle, U is 'n God van wonderwerke. U doen nog steeds vandag nog wonderwerke. Dit het nie gestop 2000 jaar terug nie. U doen dit nog steeds vandag. Daarom weet ons, Here, as dit U wil is, bid ek vir gesondheid by Melinke Visser asseblief, Here Jesus, in spesifiek, almagtige God. Here, ons weet almal op 'n lys het die aandag nodig, Here Jesus, maar ek kan myself net indink, Here, as dit my dogtertjie was, Here.
Daarom rig ons haar op na u troon toe, Here Jesus. By u voete sit ons haar neer, Here. Asseblief almagtige God. Ons weet dat sy is al klaar in u hande, Here. Here, ons bid vir haar liggaam, maar ons bid ook vir haar hart, Here. As sy nog nie haar hartjie vir u gegee het nie, dan bid ons daarvoor, almagtige Vader, dat sy in hierdie tydperk haar hartjie kan gee vir u, Here. Here, ons eer u, Here. Maak asseblief vir ons die boodskap oop, Here, net soos wat die Heilige Gees doen op 'n baie kosbare en heilige manier, want sonder die Heilige Gees kan ons nie die Bybel verstaan, Here. Ons het absoluut die Heilige Gees nodig om vir ons vanoggend te verduidelik. Verduidelik vir ons elkeen, Here, maak ons harte sag, sodat ons die boodskap kan verstaan, Here. Dankie vir al die liefde en ons begin vandag in u groot en almagtige naam. Amen. As hy al die kindertjies kan verdaag na julle klaskamertjies toe. Die tieners is ook nou net hier in hierdie gang af, né? Waar is hy? Hulle almal is uit, amper uit. Vandag se boodskap is, ken jy God persoonlik? Hier is 'n baie diep boodskap, so ek hoop julle is gereed. Die skriflesing is Johannes 17 vanaf vers 1 tot 8. Ek gaan vir ons lees, jy kan volg op die projektor. Dis waar Jesus bid vir sy disippels. So, nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee. En hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van u gekom het. En hulle het dit geglo dat u my gestuur het. Dit is 'n baie bekende stuk in die Bybel. Ek is seker julle het hom al gelees. Dit is hulle sê 'n baie groot en kragtige gebed van Jesus. Hulle noem nogals in die verklarende Bybel, hier is die gebed van alle gebede van Jesus, want hierso kry jy insig van hoe het Jesus met sy Vader gepraat in gebed, nê? So vandag se skrifgedeelte speel af net so voor Jesus se kruisiging. Dit wys vir ons 'n prentjie waar Jesus die laaste ruk saam met sy disippels tyd gespandeer het in die boonste kamer. So hulle het gebid, hulle het saam, in Engels sê Passover of Paasfees psalms gesing, en daar het hulle opgestaan, en Jesus het gebid en het opgestaan, hulle het gestap oor na die Kedron spruit, en daar was 'n tuin gewees, die tuin van Getsemane. En dit is dan waar Jesus verraai is deur Judas en gearresteer is, en daarna is hy gekruisig. So het gee vir ons daai prentjie daar. So ek wil vandag by 3 punte gaan stil staan. Ek wil gaan kyk na sienings oor God. So die wêreld het baie sienings. So die Christene het sienings oor God. Maar hoe sien hulle vir God? Die prentjie wat jy in jou kop het oor God. En dan gaan kyk mens ook na die wêreld se sienings, nê? Die wêreld het ook sienings. As jy vir enigiemand op die straat gaan vra, hy gaan 'n siening hê. Hy gaan vir jou vertel hoe sien hy vir God. Die tweede een waarna ons gaan kyk is wat
weet jy van God of ken jy van God persoonlik? Dan gaan ons 'n bietjie kyk waarna, wat is die verskil tussen die twee? En die derde ene is, 'n verhouding met God beteken die ewige lewe. So kom ons kyk na my eerste punt. Kyk 'n bietjie na die sienings oor God. Daar is baie sienings, so ek kon nou nie al hierdie sienings noem nie, so ek het maar 'n paar uitgelig. Verskriklik interessant, so miskien gaan jy party van hulle herken. Miskien gaan jy party van hulle onder jou familielede herken of vriende. Party mense dink God is soos 'n groot teddybeer. Met ander woorde, hulle sien vir God net as 'n God van liefde. Aan die ander woorde, jy kan maar sonde doen, jy kan maar leef net soos jy wil. Jy kan maar die grootste sonde doen in die lewe. God is gereed om vir jou 'n drukkie te gee. Dit is hoe hulle vir God sien. Natuurlik, God is liefde, natuurlik. Maar dit gee vir ons 'n halwe prentjie van God. Dit is definitief een van God se kenmerke. Maar dit is nie al sy kenmerke nie, dit is 'n halwe prentjie van wie God is. Want ons weet, 'n moordenaar of 'n verkragter wat weier om tot bekering te kom, daai persoon wat eendag doodgaan en hy verskyn voor God, gaan nie 'n liefdevolle God ontmoet nie, nê. So, dit is een van God se kenmerke, God is 'n God van liefde. Dan is daar nog 'n siening. Dalk het julle hierdie ook al gehoor. God is daar iewers, daar deur ver bo in die hemel. Hy's iewers. Hulle weet nie mooi heeltemal waar nie, maar hulle weet God is daar iewers. Dit gee mense daai prentjie van hulle daai siening van God is nie betrokke in hulle lewens nie. God is nie deel van hulle lewens nie. God is nie eens reg betrokke in die wêreld se sake nie. Want hulle deel daai prentjie van God is baie ver van ons af. God is eintlik so ver, ons kan hom amper nie eers ken nie. Dit is daai siening. En dalk onthou julle daai lied, toe ek hierdie stukkie voorberei het, toe kom hy een lied na my toe. Dis 'n baie ou lied van Betty Midler. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, van waar sy sing From a Distance. Ek kan nou nie goed sing nie, maar waar sy sing From a Distance, God is watching us from a distance. Sê baie mense het daai siening dat God is baie ver en van 'n afstand af kyk hy na jou toe en hy kyk na die wêreld toe. Dis 'n siening wat mense het van God. Nog 'n siening van God is, God wil jou net straf. Hy wil jou net straf. Aan die ander kant, daai mense het hierdie siening van, God is daarop uit om die lewe moeilik te maak vir jou. God stuur oorstromings, donderstorms, weerligstrale om nasies te straf. En hulle sien vir God as 'n God van wraak. En hulle sien dat God stuur mense hel toe. Dis 'n siening. Dis nie akkuraat nie, maar dis 'n siening. So wat is die waarheid? So God is 'n God van straf. Hy is ook 'n God van liefde. Maar hy is 'n God van straf. Party mense het ook 'n prentjie van 'n hemel wat vol is van onbekeerde mense. Hulle het 'n prentjie van God en 'n hemel vol onbekeerde mense, vol mense wat weier, volstrek weier om te bekeer. Aan die ander kant, hulle sien die hemel is vol mense, vol sondaars, vol moordenaars, verkragters, pedofiele, homoseksueel, wat volstrek weier om te bekeer, dat die Here verwelkom hulle met oop arms. Party mense het daai sienings, nê? Glad nie 'n akkurate, Bybelse akkurate siening nie. Maar ek kan vir jou reguit sê vanoggend, die hemel is vol sondaars, maak geen fout nie. Die hemel is propvol sondaars, maar vol geredde sondaars. Sondaars wat tot bekering gekom het. Dit is die waarheid. En ek wonder baie keer hieroor, as ek baie keer hierdie sienings hoor wat mense dit sê, waar hulle hierdie snaakse sienings het, hierdie Bybelse onakkurate sienings, dan wonder ek baie keer, ja, my vriend, ken jy die Bybel? Lees jy jou Bybel? Ken jy vir God? Mens wonder baie keer daaroor. Ek het lank terug, en dis hier waar mens nou so bietjie dieper, julle gaan sien, ek gaan nou so bietjie dieper ingaan, en ek gaan nou nog dieper ingaan geestelik. Dis hier waar ek nou so trappie dieper gaan in geestelik. Ek het so 'n paar jaar terug 'n evangelis gehoor, Ray Comfort. Ek weet nie of julle hom ken nie, of al hom gehoor het nie. Hy's 'n Nieu-Zeelander, maar hy bly in Amerika.
En een van die maniere hoe hy evangeliseer, is, hy verduidelik vir die mense van, wat is 'n afbeelding van God? En ek gaan vir julle Exodus 20, net die eerste deel lees, want ek moet dit vir julle lees, want dit is een van die deel van die 10 gebooie. Die eerste 4 verse, kom ek lees vir ons. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak. Geen afbeelding mag jy maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of onder die aarde is nie. Dis nou hier waar dit interessant is. Waar dit interessant raak, want jy sien baie mense dink outomaties as jy praat van afbeeldings. Baie mense dink outomaties jy praat van beeldjies. Beeldjies van liewe Jesus of beeldjies van engele in jou huis. Dit is waar, dit is afbeeldings. Maar dit is baie dieper ook as dit. Want julle sien, as ek julle kan verduidelik, ons elkeen het 'n siening van God. Jy het 'n prentjie van God in jou gedagtes. Nou wat beteken dit as my prentjie radikaal verskil van die prentjie van God van die Bybel? Wat beteken dit? Dan beteken dit daar's 'n afgod waarmee ek te doen het. Want my beeld, my prentjie van God moet presies ooreenstem met die God van die Bybel. Julle verstaan dit, nê? So dit kan wees dat as jy nog 'n jong Christen is of 'n kind, laat jou beeld van God word nog gevorm. Dit is definitief so. Maar as jy al 'n bietjie in ouderdom al daar is en jou beeld is radikaal af van die God van die Bybel af is, dan is daar 'n probleem. Dan is dit waarvan hierdie vers praat, die dieper betekenis. Dis waarvan 'n afbeelding. Want mens kry dit, mens kan dit baie kry, ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Mense hoor dit baie keer wanneer jy met mense praat op die straat natuurlik, op die straat praat oor bekering of oor straf. Dan sal hulle vir jou sê, man, my God straf niemand nie. My God verwelkom al die sondaars met oop harte. Inteendeel, ons gaan aanhou sonde doen in die hemel saam met Jesus. Dink ek dadelik, dis nie die God van die Bybel nie. Daai God prentjie wat jy in jou kop het, is nie die God van die Bybel nie. Daai is 'n ander God waarmee daai ou te doen het. Is baie interessant, nê? So ons gaan 'n bietjie dieper. So verstaan julle nou, hoekom is dit so belangrik om die Bybel te ken, om die regte siening te hê van God? En hoekom is dit so belangrik om 'n verhouding te hê met God? Want dit is vandag se boodskap. Ken jy God persoonlik? Dis 'n baie groot vraag. Weet jy van God of ken jy God persoonlik? Ek hoor nou en dan wanneer iemand vir my sê of wanneer iemand my vertel waar 'n Christen weggestap het van Christenskap af, waar hy besluit het, dit is nie vir hom nie, hy stap weg. Wonder ek dadelik, heel duidelik my vriend, het jy nog nie die opgestaande Jesus ontmoet nie. Want as jy die opgestaande Jesus ontmoet het, sal jy nooit ooit weer dieselfde persoon wees nie. As jy 'n ontmoeting met die Heilige Gees gehad het, sal jy verander. Jy sal nooit ooit weer dieselfde persoon wees nie. Julle sien, baie mense weet van Jesus. Baie mense het boeke kennis. Baie mense het al die Bybel gelees, van voor tot agter. Hulle kan vir jou alles vertel. Hulle kan vir jou alles vertel van Genesis, hulle kan vir jou alles vertel van Jesus se wonderwerke. Alles. Maar wat is die verskil tussen om te weet van God en om God persoonlik te ken? Die antwoord is wedergeboorte. Dit is 'n ontmoeting met die Heilige Gees. Dit is waar die verskil lê. Het jy geweet, Christenskap, een van die dinge wat Christenskap so uniek maak is, Christenskap is die enigste geloof waar God
kom leef binne in jou. Geen ander geloof het dit nie. Christendom is die enigste geloof waar die Heilige Gees kom maak sy woonplek binne in die persoon. En as ek jou 'n groot vraag kan vra, het jy al 'n ontmoeting gehad met die opgestaane Jesus? Kan jy dit sê vanoggend? Het jy al 'n ontmoeting gehad met die Heilige Gees? Nou moet julle asseblief mooi luister. Ek gaan vir julle verduidelik, want die ding is, wanneer ek vir Jesus innooi in my lewe in, dan gaan Jesus my verander. My denke kom in lyn met die Here Jesus Christus. Dan lei die Heilige Gees my. Ek volg die Heilige Gees. Dan vul die Here my met die Heilige Gees ten volle. Ek word volkome gevul met die Heilige Gees. Daar's geen plek vir enige iets anders nie. Jy word volkome gevul met die drie enige God. Aan die ander woorde, dan is God in beheer van jou lewe. Dit klink baie snaaks, dan is jy nie meer in beheer van jou lewe nie. Dit klink baie snaaks, maar dit is 'n baie goeie ding. Want dan is God in beheer van jou lewe. Dit is amper soos 'n voertuig, nê? Dan gee jy die stuurwiel oor na die Here toe. Jy neem nie meer die besluite nie. God help jou om die regte besluite te neem. God gee dit nog steeds oor vir jou om die besluite te neem, maar hy wys vir jou wat is die regte besluite. Hy lei jou, hy begelei jou. Want julle sien, om God waarlik te ken, beteken om 'n verhouding met God te hê. Dit is wat dit beteken. Om 'n verhouding met God te hê. 'n pa-kind verhouding. Aan die ander woorde, God wys vir my waar om te loop en ek volg hom. Die Heilige Gees lei my en ek stap agter die Heilige Gees aan. Dit is wat dit beteken. Ek doen nie meer wat ek wil nie. Hulle van ek maak net wat ek wil. Nee, nie by 'n kind van God nie. Ek doen wat God wil hê ek moet doen. Nee, ek loop agter God aan. En dit bring my by my laaste punt. 'n Verhouding met God beteken die ewige lewe. Ek lees vir ons weer daai 2 verse, vers 2 en 3, waar Jesus sê, U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om almal wat U hom gegee die ewige lewe te gee, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. So waarvan praat hierdie vers? Dit is die ewige lewe, om God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees op 'n persoonlike vlak te ken. Sien nou, gaan ek weer 'n bietjie dieper. Om God persoonlik te ken. Ek sê weer, ek praat nie nou van boekekennis nie. Ek praat nie nou van boekekennis nie. Ek is nou baie meer spesifiek. Ek beweeg nou nog 'n trappie dieper geestelik. Hier's nog 'n baie groot vraag. Dink julle dit is moontlik dat ons God se gedagtes kan weet? Dink julle dit is moontlik? Dis 'n baie groot vraag. Kyk wat sê 1 Korintiërs 2. We have the mind of Christ. Sê ek gaan nou laat julle almal Bybels en dan julle Bybels toe oopmaak vanmiddag as julle by die huis kom, né? Julle gaan oopmaak by 1 Korintiërs 2. Hy sê we have the mind of Christ. In Engels, in Afrikaans, 'n kind van God verstaan die gedagtes van God. Kom ek lees vir ons van vers 10. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak. Want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens? Want jou Gees ken jou verborgde dinge binne in jou. Hy weet, jou Gees. So ook ken niemand die verborgde dinge so ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God.
Aan die ander woorde, God se gees ken die verborgde dinge van God. Julle verstaan, hè? Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God uit genade ons geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. Anders die Heilige Gees leer jou. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Vers 14. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens, vers 15, die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. 'n Kind van God word deur niemand beoordeel nie. Het julle dit geweet? Word deur niemand beoordeel nie. Vers 16. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van God. But we have the mind of Christ. Ek gaan dit verduidelik. Wat beteken dit to have the mind of Christ? Om die gedagtes van God te weet, om in te skakel by God se gedagtes. Ek gaan dit vir jou verduidelik. So wat probeer hierdie skrifgedeelte sê? Wel, en baie eenvoudig, die Heilige Gees openbaar homself aan jou. Die oomblik wanneer jy die Heilige Gees ontvang, dan begin hy homself openbaar aan jou. So die Heilige Gees openbaar beteken basies maar net eenvoudig, die Heilige Gees gaan dit jou aan jou bekend maak, of hy gaan vir jou geheimenisse vertel, of hy gaan vir jou die Bybel verduidelik. Dis die Heilige Gees wat die Bybel vir jou verduidelik. So as jy die Bybel oopmaak en jy verstaan nie iets nie, jy moet bid. Bid en vra vir die Heilige Gees om dit vir jou te verduidelik. Want as die Heilige Gees dit nie vir jou verduidelik nie, gaan jy dit nooit ooit verstaan nie. Nooit ooit. Het sal altyd net boekkennis wees. Maar jy het die Heilige Gees nodig om dit vir jou te verduidelik. Die Heilige Gees gaan ook God die Vader en die Seun aan jou openbaar. Hy gaan vir jou die geheimenisse van die Vader en die Seun openbaar. Want dis die Gees van God. So hoe meer die Heilige Gees, die drie-enige God aan jou openbaar, hoe meer begin jy vir God op 'n persoonlike vlak ken. Hoe meer kom jy agter wie is God. Jy gaan dit agterkom. Jy gaan nie meer wonder nie. Jy gaan agterkom dat God is 'n God van volmaakte liefde. God is ook 'n God van straf. God is baie ernstig oor sonde. God is 'n God van vergifnis. Hy staan gereed om jou te vergewe. Hy staan gereed. God is 'n God van vrede. God is Immanuel. Dit beteken hy is nie ver nie. Hy is by jou. Hy is hier vandag. Hy is tussen ons. Hy wil graag deel wees van jou lewe. Hy wil betrokke wees in jou lewe. Hy wil deel wees van jou besluite. God is naby. Hy is nie ver nie. Die Heilige Gees gaan dit aan jou openbaar. Al hierdie goeders gaan hy aan julle openbaar. God is slow to anger. Dit beteken hy vat baie lank om kwaad te word. Baie lank, baie lank om kwaad te word. Die Heilige Gees gaan dit in jou openbaar. Hy is geduldig. Hy gee om. Hy is waarlik lief vir jou. Hy beskerm jou. Hy sal jou nooit verlaat nie. So die Heilige Gees gaan hierdie goeders aan julle openbaar. Hy gaan dit vir julle bekend maak. So wat beteken to have the mind of Christ? Die Heilige Gees gaan homself aan jou openbaar. Nou moet jou gedagtes in lyn kom met die Heilige Gees. Jou gedagtes moet in lyn kom met die werking van die Heilige Gees. Dit beteken die Heilige Gees gaan aan jou bekend maak dinge soos God haat sonde. God haat sonde. Maar nou moet jou gedagtes ook in lyn kom met sy gedagtes. Dit beteken jy gaan ook nou ongemaklik raak met sonde. Weet, 'n kind van God lewe nie gemaklik met sonde nie.
Jy gaan agterkom, nou begin jy ongemaklik word. Jy kan nie meer aangaan soos jy nou voorheen aangegaan het nie. Nou is jy 'n kind van God. Nou gaan jy sekere dinge moet los. Jy gaan voel, jy gaan in jou binnekant voel, jy raak nou ongemaklik. Jy gaan besef, jy kan nie aangaan met 'n sondige leefstyl nie. En nie my verkeerd verstaan, jy gaan nog altyd foute maak. Jy sal nooit sondevry wees nie. Jy sal nog steeds sonde doen tot die dag wat jy doodgaan. Maar daar is wel 'n skoonmaaksproses, nê? Die sonde word wel minder. Die Heilige Gees gaan in jou bekend maak dat God is lief vir alle mense, almal op die aarde. Jou gedagtes moet in lyn kom met die werking van die Heilige Gees. Dit beteken, jy moet ook 'n liefde hê vir alle mense. Die Heilige Gees gaan in jou bekend maak God se reddingsplan. Jy gaan agterkom dat God het 'n hart om mense te red. Hy gaan vir jou daai begeerte gee. Het jy ook daai begeerte om uit te reik na mense toe vir redding? Het jy 'n hartseer vir mense wat verlore gaan? Die Heilige Gees gaan in jou bekend maak dat God het jou vergewe. Dit beteken, jy kan nie aangaan om met 'n wrak rond te loop in jou binnenkant nie, om met 'n haat rond te loop of met 'n kwaad rond te loop nie. God het jou vergewe. Dit beteken, jy moet ander vergewe. As God my waarlik vergewe het, dan vergewe ek ander mense ook, wat ook al hulle aan my gedoen het. Want God het my vergewe. Die Heilige Gees gaan in jou bekend maak, jy moet 'n geestelike volwassenheid bereik. Hy gaan dit in jou bekend maak. Moenie vir een oomblik dink God gaan vir jou sê, jy kan nou maar net rustig wees nie. Jy kan maar net in jou stoel gaan sit en nou kan jy maar net rustig jou Christendom uitleef voor die TV nie. Hy gaan vir jou bewus maak, jy moet 'n volwassenheid bereik. Dit beteken, hy gaan jou bewus maak om te bid, om jou Bybel gereeld te lees en om in te skakel iewerste. Julle gaan sien, dis nie net vir sekere mense nie. Hy gaan jou bewus maak om iewerste in te skakel by 'n Bybelstudie. Hy gaan jou bewus maak. Maar dit is hoe jy geestelik groei. Die Here Jesus wil graag hê, jy moet geestelik groei. Want dit is die hele doel van alles. Jy moet 'n geestelike volwassenheid bereik. Jy moet 'n volwasse kind van God bereik. Al die dag voor jy dood is, dat jy 'n volwasse Christen is. Dat jy nie meer net 'n babietjie is wat heeltyd rondval links en regs nie. Dis die hele doel. Die gedagtes van Christus, the mind of Christ beteken, dit is om mense te red. Dit is om verhoudings reg te maak. Dit is the mind of Christ, die gedagtes van Christus. Dit is om mekaar te vergewe. Dit is om geestelik te groei. Dit is om altyd die waarheid te praat, om eerlik te wees, 'n persoon van integriteit. Jesus is heilig. Dit beteken, wees jy ook heilig. Dit is daai skoonmaaksproses, die sondes word minder, jy begin al hoe meer heiliger word. Klink soos 'n snaakse onderwerp, maar dit is wat dit beteken, die skoonmaaksproses. Die gedagtes van Christus is om vrede te bring. Binne 'n huishouding, in jou familie. Dit is tussen vriende, by die werk. Dit is die gedagtes van God. Dit is sy hart om vrede te bring, om in vrede met mekaar te lewe. Kan ek vir julle iets baie, baie belangrik sê? Hoe nader jy beweeg aan God, hoe meer jy vir God soek, hoe meer jy bid, en hoe meer jy met mense praat, daar gaan iets gebeur. Hoe meer jy met God, by God pleit vir 'n saak, dan gaan daar iets gebeur. Jy gaan hom vind. Die Bybel sê, God is nie ver nie. God kruip nie weg nie. God is baie naby. Hy is baie naby. Jy gaan hom vind, jy moet hom net soek. Jy gaan hom ervaar. Hoe meer jy hom soek, gaan jy hom begin ervaar. Jy gaan al hoe meer begin klein wonderwerkies sien, al hoe groter wonderwerkies sien. Jy gaan bewus word van sy teenwoordigheid. Jy gaan agterkom, hy is besig om te werk in jou lewe. Jy gaan dit agterkom.
vrees gaan jou verlaat. Vrees vir die dood gaan jou heeltemal en totaal verlaat. Jy gaan geen meer vrees hê vir die dood nie. Hoekom nie? Want die Gees van God lewe binne in jou. Jy is wedergebore. As jy wedergebore is, het jy geen vrees vir wat kom nie. Want jou saak is reg met God. Wedergeboorte, ek het altyd gesê, wedergeboorte is soos 'n paspoort. Dis jou hemelse paspoort in jou agtersak. Dadelik, jy het hom nou al. As jy nou wedergebore is, jy het al klaar. Jy sal hoor, mense gaan vir jou sê, "Sjoe, maar jy het baie verander. Jy's nie meer dieselfde persoon nie. Jy praat baie." Hulle gaan vir jou, party gaan nog eens vir jou sê, jy praat eintlik te veel oor Jesus. Maar die rede is, jy word meer en meer soos Jesus. Dit is hoekom hulle dit gaan sê. Want jy het verander. Jy word meer en meer soos Jesus. So dis 'n goeie ding. Baie goeie ding. Jy weet, ek het net een begeerte. Net een begeerte. Is om Christus waarlik te ken en om hom bekend te maak aan almal oral waar ek gaan. Net een begeerte. Ek wil vir julle 'n groot vraag vra vandag. Dis 'n paar vrae, maar dis dieselfde vraag in verskillende maniere. My vriend, het jy al 'n ontmoeting gehad met die Heilige Gees? Het jy al 'n ontmoeting gehad met die opgestaande Jesus Christus? Is jy wedergebore? Is jy gered? Het jy al tot bekering gekom? Ken jy vir God persoonlik? Dalk wonder jy, nou wanneer presies begin my verhouding met God? Mense hoor dit baie keer. Nou wanneer presies begin my verhouding met God? Dit is wanneer jy tot bekering kom. Wanneer jy jou rug draai op sonde. Wanneer jy vir die Here sê, jy val op jou knieë neer, of jy buig voor jou bed, of jy maak jou oë toe selfs nou, jy maak jou oë toe en jy sê vir die Here, Here, ek is jammer oor al my sondes, jy bely jou sondes, en jy nooi die Here Jesus Christus in jou lewe in. Dit is bekering. En daai oomblik word jy wedergebore. En dan gaan jy eendag die woorde hoor. Well done, good and faithful servant. Dan gaan die Here Jesus vir jou sê, baie welkom in die hemel, my kind. Baie welkom in die volle teenwoordigheid van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dan gaan jy dit hoor. Jy sien, want wanneer jy in 'n verhouding met God is, dan is jy in Christus. Dan is jy 'n kind van God. Jy is wedergebore. Jy's 'n nuwe skepping. Jy's nie meer dieselfde persoon as van tevore nie. Jy het heeltemal en totaal verander. Heeltemal en totaal. Daar's 'n baie groot verskil tussen die vorige persoon en wie jy nou is. Groot verskil. Jy word ten volle gelei deur die Heilige Gees. En dit is baie belangrik om te weet dat jy is volkome gevul met die Heilige Gees. Jy word gelei deur die Heilige Gees. Jy is volkome vrygespreek. Volkome vrygespreek. As jy 'n kind van God is jy volkome, ten volle, 100% vrygespreek. Daar is geen aanklagte wat eendag gebring kan word aan jou self nou. As jy wedergebore is, geen aanklagte kan gebring teen word jou nie, want jy is reg met God. Jou saak is reg met God. Jou saak is herstel met God. Jou verhouding is reg. Die Here is tevrede met jou. Dit is wat dit beteken. Kom ek maak klaar. Hoe kan ek die ewige lewe verduidelik? Vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus,
wat deur U gestuur is. Ek wil 'n geleentheid skep nou. Ek gaan vir ons bid. En dalk is daar een persoon hier vanoggend. Een persoon. Dalk twee. Wat graag vanoggend jou hart vir die Here Jesus wil gee. Wat graag tot bekering wil kom. Dalk hoor jy jou hele lewe lank die woorde bekering, maar jy het nog nooit gedoen nie. Jy het nooit eers geweet wat beteken dit nie. En jy hoor die woorde van wedergeboorte, maar jy verstaan dit nie heeltemal nie. Ek wil jou die geleentheid gee. Ek gaan bid. Dan ek gaan 'n paar woorde sê en dan herhaal jy dit net in jou gedagtes en jy bid dit, jy maak dit jou eie. Jy maak dit jou eie tussen jou en God. En daarna sal ek vir ons afsluit. Jy doen dit saggies in jou gedagtes. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, liefdevolle God. Here, ek staan voor U as 'n sondaar. Here, ek is jammer oor al die sondes wat ek in my hele lewe gedoen het, Here. Al die sondes waarvan ek weet en wat ek selfs van vergeet het. Here Jesus, ek glo U is die Seun van God. En ek glo U het vir my sondes betaal op die kruis. En ek glo in die opstanding op die 3de dag. Here Jesus, ek nooi U vandag in my lewe in. Ek nooi die Heilige Gees in. Vandag roep ek uit vir redding by die Here Jesus. Vandag gee ek my hart vir U, Here Jesus. Vergewe asseblief al my sondes. Amen. Dankie Here Jesus Christus. Here, dankie dat ons vandag by mekaar kan kom, Here. Dankie vir hierdie boodskap, Here Jesus, reguit van U hart af, almagtige God. Dankie dat ons kan weet, Here Jesus, U is 'n liefdevolle God. Waarlik, U is waarlik 'n liefdevolle God. Here, maar ons moet ook die regte prentjie kry. Help ons daarmee, Here, om die regte prentjie te kry, Here. Om ook te besef dat U is ook 'n God van straf. Here, maar vir ons wat al uitgeroep het vir redding by U, Here, vir die kinders van God is daar geen vrees nie, Here. Dankie vir daai wete, Here, dat ons het geen vrees, Here. Geen vrees. Soos wat U woord sê, Here, there is no condemnation for those who are in Christ. Daarom weet ons, Here, as ons tot bekering gekom het en ons is 'n kind van U, Here, dan ken ons U persoonlik, Here. U het 'n spesiale verhouding met U kinders. U openbaar U self aan ons. Here, en ons weet U openbaar U self nie ten volle nie, want U is te groot, Here. U is te groot. Ons kan U nooit ten volle alles weet van U nie, Here. U is net te groot. U almag is te groot. U kennis en U insig is net te groot. Maar U openbaar wel selfs sekere dinge aan U kinders. Ek bid vir ons elkeen, Here. En ek pleit vir U bloed, Here Jesus. Ek pleit vir U bloed op elke kind van God hierso vanoggend en almal wat luister, wat ingeskakel het of wat later luister. Ek vra vir U beskerming, Here Jesus. Vir die van ons wat gaan ry, vir die van ons wat vlieg, by ons werke, by ons skole, universiteite, binne ons huise, Here Jesus. Ek vra vir U teenwoordigheid binne ons huise, Here. Asseblief, almagtige God. Ek vra dat U self ook sal inkom in elkeen van ons huise, Here. Here Jesus, want wanneer die Seun van God in ons huise instap, dan hardloop alle bose uit. Dankie, Here Jesus Christus. Dankie dat ons kan weet dat U is groot en almagtig.
Dankie dat ons kan weet, ons dien 'n almagtige God. Vader, Seun en Heilige Gees. En ons is opgewonde om eendag ten volle by U te wees, Here Jesus Christus. Ons bid dit in U groot en almagtige naam. Amen. Ja, sê, kom ons sing die slotlied. Ons hy, kom ons staan. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. As ek kom ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle elkeen sy wonderlike vrede gee. Amen. As hy baie dankie julle, geniet die tee en die koffie.